is ons moet 'n pad saam met die Here stap. En ek bid vandag dat selfs in jou storms, dat ons die Here sal verheerlik. Dat selfs al beleef jy moeilike tye, dat ons die Here sal verheerlik. Selfs al sit jy daar in die eksamenlokaal en jy ken nie hierdie antwoord nie, dat ons die Here sal verheerlik. Hy het 'n plan met jou lewe. Ons is nie gered deur werke nie, maar as ons nie goeie werke doen nie, hoe gaan ons die hande en voete van Jesus Christus wees? Here, U is waardig om aanbid te word, Here. Here, vanoggend stap ek in en ek sien 'n vol kerk, Here. Here, en ek besef dat elke persoon wat hier vanoggend is aangeraak deur U iewers in ons lewe. Here, U het ons kom uitruk van 'n lewe wat hopeloos was, na 'n lewe van hoop. Here, U het vir ons krag gegee om aan te hou aangaan. Here, U het tyd uitgekoop om by elkeen van ons wat vanoggend hier is, te kom stil staan, Here. Die Almagtige, die God van die gode, die een wat hemel en aarde gemaak het, het tyd uitgekoop, sodat ek nie hoef verlore te gaan nie, maar dat ek 'n kind van die Allerhoogste genoem kan. Here, hoe kosbaar is dit nie? Here, vanoggend kom ons met dankbare harte voor die Here. Here, ons wil vir U dankie sê, dat U by my kom stil staan het, Here. Here, dat U my weggeruk het van 'n hopelose lewe. My kom red het deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Here, vanoggend sit ons hier in U teenwoordigheid, Here. En ons vra Heilige Gees, kom raak ons aan. Here, kom maak woning binne in ons harte. Here, ons wil nooit uit U teenwoordigheid uit beweeg nie, Here. Here, mag die Heilige Gees kom huis maak in ons harte vanoggend, Here. En mag U saam met ons wees. Mag die krag van U deur ons vloei. En mag ons, as ons hier uitstap vanoggend, die donker wêreld daar buite gaan aanraak. En ons almal sê, amen. Gemeente, vanoggend wil ek met jou bietjie oor die woord deel. En ons tema vanoggend is, maak Jesus jou middelpunt. Nou jy moet vanoggend weet, hier was 'n klomp jong mense hier voor, so die diens gaan oor die jong mense gaan, okay. So as jy nie jong van gees voel nie, sal ons jou net help. Ons sal vir jou bid, okay. Ek gaan so oor 5 waardes gesels wat ek glo elkeen van ons in ons lewe kan saamvat en vorentoe vat, en ek glo dit kan 'n verskil in jou lewe maak. Veral as jy hierdie waardes van vroegs af toepas. Nou die eerste versie wat ek met jou wil deel staan in Johannes 10 vers 10. Dit sê, die dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom sodat julle lewe kan hê en dit in oorvloed. Dis so 'n kosbare vers, nê, wat die Here vir ons sê, hy weet die vyand is uit om te steel en te slag en te verwoes. En ek dink in elkeen van ons in ons lewens kan ons getuig van tye soos dit, nê, wat dit voel die wêreld is net teen my. En dan sê die Here, maar moenie worry. Ek het gekom om vir jou 'n toekoms en hoop te gee. So 'n groot vers. Nou, my eerste waarheid wat ek vanoggend met jou wil deel, is God het 'n plan vir jou toekoms. En ek weet, dis van ons wat dalk 80 jaar oud is en wonder, wat is die plan met my, Here? As jy vandag nog asemhaal,
het God met jou 'n plan. Nou die vers wat ek daar met jou wil deel, meeste van julle gaan weet, ag nie al weet daai versie nie, maar dit is so groot gedeelte. Is Jeremia 29 vers 11 wat sê ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Nou kom vanoggend agter dat baie van ons is of in 'n seisoen of ons stap nou na 'n nuwe seisoen toe, nê? Nee? Al hierdie matrikulante wat hier voor gestaan het vir die afgelope 18 jaar geweet presies wat om te verwag. Okay, skool, jy kan net soveel in skool doen, of jy nou laerskool is of hoërskool, is dalk 'n klein aanpassingkie, is presies dieselfde ding. Jy sit in 'n klas, daar's iemand wat daar voor sit en partykeer luister jy vir hulle en ander kere nie. Okay, dis skool. Maar as jy klaar maak met skool, dan is daar 'n wêreld van geleenthede voor jou, 'n nuwe seisoen wat aanbreek. En ek weet daar's van die mense, ek wil net sien, is die enige onderwysers vanoggend hierso? Sorry vir julle. Daar's mense wat kies om weer terug te gaan skool toe. Ek verstaan dit nie altyd nie. Okay. Maar in elk geval, elkeen van ons is of in 'n seisoen of ons is besig of ons is aan die begin van die breek van 'n nuwe seisoen. En dis baie keer nogal scary. Ek weet nie van julle nie, maar toe ek my rekordeksamen geskryf het ek geen idee gehad wat ek met die res van my lewe gaan doen nie. En is nogal baie druk wat ouens op jou sit, veral jou ouers. Jy beter goed doen want hierdie bepaal jou hele lewe. En ek dink dis die grootste leuen wat ons vir ons kinders vertel. Dit bepaal nie jou hele lewe. Die Here bepaal jou hele lewe. Nie 'n stuk papier wat 'n instituut vir jou gee, wat in elk geval net jou geld vat nie. Ons kan 'n bietjie na die tyd oor skole gesels as jy wil. Ek like dit. Wonderlik, nê? Nee? Jong mense staan vanoggend by 'n nuwe seisoen of die breek van 'n nuwe seisoen. En as ons nie die Here gaan aangryp nie, gaan ons nie weet hoe om hierdie seisoen aan te pak. Ek het my rekordeksamen geskryf en ek het my rekordeksamen klaar geskryf en toe het ek 'n baie belangrike gesprek met my pa gehad. Jy weet as iemand vir jou sê ons moet praat, dan is dit nie goed nie, nê. My pa het na my toe gestap en gesê, seun, ons moet praat oor jou toekoms. Waartoe gaan jy volgende jaar? En ek het rekordeksamen al geskryf en jy weet, jy moet eintlik voor rekordeksamen al universiteite by aansoek doen en jou planne uiteengesit en goed, en ek het nie geweet wat ek met my lewe wil doen nie. Ek het geweet daar's 'n roeping op my lewe, maar ek het nie geweet waartoe die Here my gaan vat nie. En ons het die gesprek gehad, baie ongemaklike gesprek, en ek het vir my pa gesê, ek weet nie, ek het 'n paar planne in plek gehad vir die jaar daarop, maar ek het nie geweet wat ek wil doen nie, en ek het dit so vir hom gesê. En ek het my eindeksamen gaan skryf, soos wat baie van die matrieks huidiglik mee besig is. En aan die einde van my matriek eindeksamen, toe sê my pa vir my, seun, ons moet praat. En dit was 'n baie moeilike gesprek en ek het vir my pa daai tyd gesê, Dad, ek voel ek moet 'n gap jaar doen. Ek voel die Here roep my na hierdie ding toe. En op daai stadium in my lewe wou nie ek 'n gap jaar doen nie, en ook nie my ouers wil baie graag gehad het ek moes 'n jaar dit doen nie, maar die Here het 'n plan gehad en dit het uitgedraai tot een van die beste jare van my lewe, hoekom ek na die Here geluister het. En dit het die koers van my hele lewe verander. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy in 'n seisoen is en jy voel die Here roep jou na 'n nuwe seisoen toe, hou vas. As jy 'n matrikulant is, of dalk 'n graad 7 vanoggend wat jy sit en jy besef, jou seisoen waarin jy gewoond is, maak nou klaar, daar's 'n nuwe seisoen vir jou. Weet dat die Here vir jou 'n toekoms het. 'n Hoopvolle toekoms. Punt nommer 2. Jy is nie alleen nie. Jesaja 41 vers 10 sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, want ek is jou God. Dit's 'n groot vers, nê?
En ek dink veral in hierdie eksamentyd, want ouens sê altyd vir jou, jy weet jou matriek eindeksamen bepaal jou hele lewe. Dit gaan maak dat jy eendag gaan werk kry of nie gaan werk kry nie. En ons sit soveel druk op 'n klomp jong mense oor 'n stukkie papier wat eintlik op die einde van die dag net 'n klein deeltjie van jou lewe bepaal. Net soos wat ons druk op ons kinders sit om eerste span rugby te speel of 'n leierskapsposisie by die skool te hê, nee ouers. Ons sit ongelooflike druk op ons kinders. Nou ek weet nie van julle nie, ek is nou so 10 jaar uit die skool uit en niemand het my nog ooit gevra was ek 'n leier by die skool waar ek was. Niemand het my nog ooit gevra het ek eerste span rugby gespeel. Ek het dalk 'n paar nice stories oor rugby. Maar dit is so 'n klein tydjie van 'n ou se lewe. En ons sit soveel druk op jong mense om daai tydjie so perfek in te kleer. Ek wonder as jy so 'n bietjie terugkyk oor jou lewe. Hoeveel van die tye in jou lewe het jy perfek alles gedoen? Nou, hoor my mooi vanoggend, ek sê nie matriek is nie belangrik nie. En ek dink hierdie hele ding van die Here, moenie bang wees nie want die Here sal saam met jou wees, is daar verantwoordelikheid van jou kant af ook, nê? Nee? Dus jy kan nie verwag die Here moet jou help as jy nie leer nie. Maar baie van ons sal ook besef dat ons nie perfekte lewens leef nie. En ons baie keer onsself in situasies sit waar ons bang is. Of jou werk doen nie so goed soos wat dit moes doen nie en hulle is besig om mense te retrench. En ons het hierdie vrees binne in ons. Dit is iets wat ons die res van ons lewe kan saamvat. Is moenie bang wees nie, die Here is vir ons. Hy loop saam met ons. Maar dit het ook 'n wat is die woord, 'n verantwoordelikheid op ons. Dus ons moet 'n pad saam met die Here stap. Ons moet by die Here hoor waartoe hy ons wil vat, waartoe hy ons wil stuur. Want as jy uit die Here se wil uit beweeg, kan ons nie verwag dat hy ons moet beskerm. Die Here is saam met jou. Matrikulant, vandag wil ek vir jou sê, gee jou beste, leer asof jy vir die Here leer. Dis 'n kort tydjie se harde werk wat dit baie makliker vir jou in die toekoms kan maak. Dit gaan nie jou hele lewe bepaal nie, maar dit kan dit makliker maak. Die derde punt is vrede in die storm. Filippense 4 vers 6 tot 7 sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Nou, ek weet nie van julle nie, maar as ek gewoonlik praat oor storms, dan sê mense vir my ek moet meer positief wees. Die lewe is nie net sleg nie en dis baie waar, nê. Maar storms kom gewoonlik op 'n tyd wat jy dit nie kan bekostig nie. Julle het dit al agtergekom, nê? As jy daai laaste R10 vir die karwag gegee het en daar is nie meer nie en is hier by die 20ste van die maand en jy bid, Here asseblief, U moet ons nou deurtrek, dan breek 'n kar of 'n wiel gaan pap of iets wat 'n storm in jou lewe is gebeur. Gewoonlik wanneer 'n ou dit nie kan bekostig nie. En ek dink as ek so 'n bietjie kan terugverwys na ons matrikulante, beleef jy al die afgelope maand 'n storm in jou lewe met jou matriek vraestelle. Nou ek weet nie van julle nie, maar selfs as ek 'n moeilike vraestel geskryf het, het ek altyd vir my maale gesê, nee, dit het goed gegaan. Wonderlik. En dan het my maale begin worry. Jy beleef dalk in jou lewe hierdie storm en jy weet dalk nie hoe jy gaan doen nie. Ek wil vir jou sê vandag dat die Here is in jou storms en hy sal jou deurtrek. Ek sien vanoggend 'n kerk wat vol sit. En ek besef iets vanoggend toe ek hier instap. Nie net dat God met elkeen van ons 'n pad stap nie en dat hy jou iewers ontmoet het nie, maar ook dat God ons elke keer uit ons storms uit help. Dis hoekom ons op of terug gaan kerk toe, is dit nie?
En dan wil ek iets vanoggend sê, en dit is dat dit nie net daar kan bly nie. Ons moet alles wat ons doen, alles wat ons aanpak, tot eer van die Here doen en aanpak. Toe Jesus hier op aarde was, en ek en pastoor Jacques het nou die dag so 'n bietjie hieroor gesels, en dit was net vir my 'n mooi gedeelte. Toe Jesus hier op aarde was, sê hy moes gekruisig word, en daar was 'n klomp goeders wat hy moes doen, hè, vir ons. Maar hy het alles gedoen vir die heerlikheid van die Here. Dis hoekom Jesus aarde toe gekom het. Dis hoekom hy homself 'n mens gemaak het en aarde toe gekom het, is om die Here te verheerlik. Dit was sy mission hier op aarde. En ek bid vandag dat selfs in jou storms, dat ons die Here sal verheerlik. Dat selfs al beleef jy moeilike tye, dat ons die Here sal verheerlik. Selfs al sit jy daar in die eksamenlokaal en jy ken nie hierdie antwoord nie, dat ons die Here sal verheerlik. Hy het 'n plan met jou lewe. Punt nommer 4, ons beweeg lekker vinnig vanoggend. Wonderlik. Hou aan hardloop met geloof. Ek wil hierdie versie met jou deel, is Hebreërs 12 vers 1. Dit sê, laat ons dan met volharding die wedloop hardloop wat voor ons lê, met ons oë gefestig op Jesus. Nou ek wil vir julle sê, in jou lewe gaan jy 'n klomp mylpale behaal. Het julle dit al beleef? Nee? Ek dink een van die grootste mylpale in my lewe was net om klaar te maak met skool. Halleluja. Dit is wonderlik. Ons almal, ons matrieks, huidiglik, hoop om skool net klaar te maak hierdie jaar. Anders moet jy volgende jaar teruggaan. En ek dink dit is my grootste vrees gewees, so ek het maar geleer. Van ons ouens se mylpale in ons lewe is om te trou eendag, om die regte vrou of man te kry, nê? Van ons mylpale in ons lewe is om eendag kinders te hê. En ek besef vandag dat as ons heeltyd hardloop vir die volgende mylpaal, dan mis ons baie keer die lewe. Nou in my eie lewe het ek agtergekom dat hierdie nogal 'n baie waar ding in my lewe is, dat ek heeltyd gestrewe na die volgende mylpaal. Toe ek in laerskool was, het ek gewens ek kan net hoërskool wees. Is daar 'n paar van julle ook, nê? Toe jy hoërskool kom, toe wens jy kan net nou klaarmaak. Ons het nog ongroening gehad. Die jonger mense weet nie wat dit is nie. Okay, so ons het nog so 10 jaar terug daar 'n bietjie ongroening gehad. Dit was skrikkelik. En dan as jy klaarmaak met hoërskool en jy's 'n arm student en jy sit daar by 'n koffiewinkel, dan wens jy kan net klaarmaak met hierdie seisoen van jou lewe en begin werk. En dan begin jy werk, en as jy begin werk, dan beplan jy vir jou aftrede. Halleluja. Nee? En so wens ons hele lewe op. Ons hardloop vir hierdie mylpale en ons mis dit wat God in ons lewens wil doen. Een van die groot goeters wat ek moes besef in my eie lewe is om net die lewe bietjie stadiger te vat. En die tyd en die seisoen wat die Here my ingeplaas het, te geniet. Mag ons nie net hardloop vir die volgende mylpaal nie, maar mag ons hardloop om by God uit te kom. Mag ons hardloop saam met die Here. Mag ons op die einde van die dag, as ons laaste asem uitblaas, hierdie wedloop van die lewe goed klaargemaak. Die laaste punt wat ek met jou wil deel, is jy is geroep tot lig en invloed. Matteus 5 vers 14 en 16, dit sê die volgende: Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Ons is nie gered deur werke nie. Maar as ons nie goeie werke doen nie, hoe gaan ons die hande en voete van Jesus Christus wees? Nou, ek en my vrou gesels gisteraand so 'n bietjie oor my preek en goed. En iets interessants kom op in ons gesprek. Ek besef dat baie ouens sal sê ons bid vir jou. Het julle dit al gehoor? En dan bid hulle of nooit regtig vir jou nie, want hulle vergeet, nê? As jy met my praat en ek sê vir jou ek bid vir jou,
sorg dat ons daar bid, want ek gaan jou moontlik vergeet, of dit ten minste net neerskryf, okay? Maar ons het die vermoë om baie keer mense te help. Ons het die vermoë om Jesus se hande en voete te wees, en dan sê ons vir iemand, ek bid vir jou. Ons verander nie daai persoon se omstandighede enigstens. Baie keer, en ek het hierdie voorbeeld gisteraand gebruik, baie keer kom iemand by 'n petrolstasie en hulle vra vir petrol, maar hulle het dalk nie geld nie. En die eienaar stap dan uit en hy sê, ek bid vir jou. Maar hy het die vermoë om vir jou 'n tank petrol te kan gee. En ek wil julle as gemeente met hierdie ding uitdaag vandag. Mag ons nie net mense wees wat sê ons bid vir jou nie. Gebed is ongelooflik belangrik en dit verander lewens en omstandighede. Dis hoekom jy hier sit vanoggend. Maar ons het die vermoë om mense se omstandighede te kan verander. Ons het die vermoë om Jesus vir iemand te kan wys. En mag ons dit nie net afskryf en nie Jesus wees. Nou, julle almal wonder hoekom het ek hierdie laaikas hier voor, nê? Nee. Want ek het nog heeltyd om hom gepraat en nog nie een keer na hom verwys. Nou ons tema vir oggend is maak Jesus jou middelpunt van jou lewe. Ek besef baie keer in ons lewens is ons lewe hierdie laaikassie. Nou ek wou eintlik 'n paar meer laaie gehad het, maar ons het wat ons het, okay. So gewoonlik sit ons God hier in die eerste laaitjie. Nee, baie belangrik, hy's heel bo in ons lewe. Ons sit die Here hier bo in die laaitjie en ons stoor die laaitjie toe. En dalk die volgende laaitjie is ons familie en ons gesinne en al daai goeters en ons sit hulle daar binne en hierdie is ons lewe. En die derde laaitjie is dalk ons werk en goed wat belangrik is en al daai goeters en ons sit dit daar binne. En dan soos wat julle as gemeente weet, baie keer in die lewe vat sekere of sekere tye in ons lewe vat sekere laaitjies meer prioriteit as ander. Dalk het jy net tot bekering gekom, so die Here is vir jou die belangrikste ding. So hierdie laaitjie is permanent oop, nê? Nee? As ons uitgaan en gesels ons oor die Here, want die laaitjie is oop. En dan as ons so 'n paar maande in ons geestelike pad met die Here is, verkoel die ouens en ons stoot hom so halfpad toe. En op 'n stadium as ons by die braais is, dan praat ons eintlik glad nie meer oor die Here nie, nê. Ander kere in ons lewe is ons familie siek. Daar's dalk siekte in die familie of daar's iets wat gebeur het. So ons fokus is op ons familie, nê. Hierdie is ons lewe. Maar die ander laaitjies hou ons so bietjie toe. Ons kom nie regtig by hulle uit nie. Ons fokus so bietjie meer op ons familie en is reg. Dis goed, dit moet so wees. As daar siekte of dood of so is, moet ons op hulle fokus. En dan as dit verby is, dan stoot ons maar weer die laaitjie toe. En baie van ons wat hier sit vandag, dalk as jong mense, stoot hierdie onderste laaitjie van hard werk en geld maak en 'n beroep najaag. Ons stoot hom oop en ons hou hom oop. Hy moet net oop bly, né? Ons kan die ander laaitjie so 'n bietjie oop trek en so nou en dan toestoot, maar hy is die belangrikste heidaglik in ons lewe. Ek wil vir jou iets sê vir oggend en dit is dat ons nie God 'n laaitjie net in ons lewe kan maak. Gemeente, en daar's so baie van ons wat dit doen. Jong mens, as jy jou lewe wil fokus op Jesus Christus, wil ek jou vra, moenie God net 'n laaitjie in jou lewe maak. God moet hierdie kassie wees. God moet hierdie kassie wees. En ons kan ons familie in die Here in doen, saam met die Here doen, soos wat sy woord ons leer en wys. Ons kan ons besigheid en ons geld sake en al daai goeders kan ons in die Here doen, soos wat die Here wil hê ons moet dit doen. Mag ons lewens hierdie kassie wees. Mag God nie net 'n laaitjie in jou lewe wees. En daarmee sluit ek af. Kom ons sit so, en sê ons net vir die Here dankie.
Here, vanoggend het ons hierdie 5 waarhede wat ons saam met ons kan vat, Here. Here, hierdie 5 goeters wat so 'n belangrike rol in ons lewe kan speel. Here, vanoggend wil ek bid dat ons sal weet dat een tydperk, dat een dingetjie in ons lewe nie ons hele lewe sal bepaal nie, Here. Maar hoe ons U dien en U liefhet, dit kan ons hele lewe bepaal. Dit kan bepaal of ons op die ouend van die dag saam met U in die paradys gaan wees of die hemel gaan mis. Here, my gebed vanoggend is dat elkeen van ons U nie net as 'n laaitjie in ons lewe het nie, maar dat U ons hele lewe sal raak. Here, mag ons in U en deur U alles anders aanpak, alles anders doen. Maar mag U die middelpunt van ons lewe wees. Here, ons is lief vir U en ons wil U aanbid. Here, ons wil soos Jesus U eer nastreef. In Jesus naam. Amen. Amen.